Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer die Here God met elkeen van ons in ontmoeting tree, dan wil hy ons moet weet wie hy is. Daarom sê hy, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Daarom mag jy naas my geen ander gode aanbid nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Troue God en Hemelse Vader, ons Here, wanneer ons vanoggend U naam aanroep, dan doen ons dit vanuit verskillende plekke en vanuit verskillende ruimtes, en Here ook met verskillende gedagtes en ook met 'n klomp vrae en dalk ook met die soeke na antwoorde. Here, is ons bewus van een ding vanoggend, en dit is ons afhanklikheid. Dit is ons nietigheid. Here, ons word elke dag bewus van die feit dat U die enigste verlosser is. Hoe U op merkwaardige wyse in ons elkeen se lewe ingryp, hoe ons elke dag U krag, U magtigheid ervaar. Hoe ons beleef, Here, hoe U harde harte sag maak, hoe U genesing bring. Ook, Here, hoe U ons elkeen vertroos. Here, vanoggend waar ons so stil word, kom pleit ons, Here, dat U deur die Gees ook kalmte in ons gemoed sal bring. Dat ons so vir 'n oomblik sal bedaar. Here, en dat ons ook sal bewus wees van die feit dat U met elkeen van ons in gesprek wil tree. Here, so dikwels skeep ons verhouding met U af. So dikwels, Here, gebeur dit dat ons net so vinnig dink, of dalk net so vinnig praat, of dat dit dalk net 'n bygedagte kan wees. Here, help ons om ook al meer in die geloof te groei. Om al meer ook daarvan bewus te wees dat U genade ons elkeen duur gekoop het deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Here, dat ons ook hierdie genade, hierdie liefde ook aan die rondom ons sal deel. Al is dit so, Here, dat dit vir ons so uitdagend is en al hoe meer uitdagend word. Here, ons dankie dat ons ook U voorbeeld kan volg. Ons dankie, Here, dat ons in tye van swakheid weet dat U ons dra. Ons dankie, Here, dat U ons in tye waar ons dalk mag dink,
Ons het dit self reg gekry, ook nader na U trek en ons ook help om te onthou dat dit nie deur ons eie kragte of ons eie insigte is dat ons al hierdie dinge bereik nie. Here, ek bid in die besonder vanoggend vir elke kind, wat dalk in hierdie deurmekaar tyd ook nie weet waar die skoolkalender heen beweeg of dalk weet wat die jaar voor lê nie, vir elke student wat besig is met studies, vir elke persoon wat werk, vir elkeen, Here, wat verlang, vir elkeen wat siek is, vir elkeen, Here, wat ook hartseer is. Here, mag ons onthou om ons oë op U gerig te hou. Want Here, net soos U sorg vir die natuur, sorg vir alles rondom ons, sorg U ook elke dag vir elkeen van ons. Waar ons vanoggend uit die woord gaan saam lees, Here, maak ons ore en ons harte oop, ontvanklik vir U woord. En Here, vergewe ons vir al die kere wat ons teenoor U sondig, vir al die kere wat ons teenoor ons naaste sondig, vir al die kere wat ons ongehoorsaam en ongeduldig is. Lei ons al meer, Here, sodat ons volgens U wil sal werk en leef en praat. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit 1 Petrus 2 vanaf vers 18 tot en met vers 25. 1 Petrus 2 van vers 18 tot en met vers 25. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Geliefdes, ons lees net tot sover vanoggend uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Ons teks vir vanoggend is daar in vers 21. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek het so die afgelope tyd bietjie begin wonder oor twee woorde wat nogal sinoniem aan mekaar kan wees, maar ook eintlik baie sterk teenoor mekaar kan staan. En die twee woordjies waaroor ek 'n bietjie gaan oplees het en waaroor ek nagedink het, is die woordjie mag en die woordjie invloed. Geliefdes, want voorheen sou ek dalk gedink het dat mag ook die uitloopsel van invloed kan hê. Dat iemand wat baie sterk is en baie sê het, ook 'n baie beter invloed op iemand se lewe kan of sal hê. En dikwels, soos jy weet ook, misbruik mense ook mag. Gewoonlik gebruik mense
ook mag. Maar geliefdes, om 'n invloed op iemand se lewe te hê en dalk ook in u lewe te hê en ook in my lewe te hê, is 'n merkwaardige ding, want om iemand se lewe te beïnvloed, veronderstel 'n klomp dinge. Geliefdes, die teks wat ons vanoggend saam gelees het, waarna ook later gaan verwys, is vanoggend kenmerkend. Ook van die lewe van Jesus Christus en die mag wat hy gehad het en ook die invloed wat hy gehad het in die samelewing van sy tyd, maar ook in jou en my tyd. Liefdes, wanneer ons die teks uit 1 Petrus 2 lees van vanoggend, dan kom daar 'n bietjie van 'n ander perspektief wanneer ek oor hierdie woordjies van mag en invloed nadink. Liefdes, is merkwaardig wanneer Petrus skryf, want hy skryf vir mense wat hulle posisie in die samelewing op 'n sekere manier begin verloor het. Al hoe meer word hulle na die rande toegeskuif, al hoe meer kry hulle minder gesag, minder mag en so ook, soos ons dink, dalk 'n bietjie minder invloed. Liefdes, en dan juis in hierdie omstandighede skryf Petrus. Maar is ek van mening dat hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het, vir jou en vir my vandag soveel meer ook kan beteken. Dit is 'n raad wat hy gee vir jou en vir my, juis omdat ons ook in hierdie wêreld leef waar mag en invloed 'n baie sterk rol begin speel. Liefdes, Petrus skryf vir 'n groepie mense wat eintlik maar baie laag ook in die hiërargie van die samelewing geval het. Liefdes, net onlangs het hierdie mense gehoor van Jesus. Jesus wat gekom het om hulle te red, Jesus wat gekom het om hulle vry te maak, Jesus wat hulle deur genade aangeneem het en hulle ook ingesluit het by die koninkryk van God en dat hulle aan hom behoort. Hy is hulle eienaar. Hy is die Here. Liefdes, en dan vorder die evangelie en dan kom Petrus hier uit by hierdie teks waar hy skryf en dan ook so 'n bietjie lig wil werp op die onderwerp. Liefdes, alhoewel hierdie mense eintlik volgens Petrus al soveel meer het en ook kan uitsien na soveel meer, kom maak hy 'n stelling wat dalk vir jou en vir my ook so 'n bietjie skokkend sal wees en soveel te meer ook vir die mense vir wie hy skryf in daardie tyd. En hy maak die stelling en hy sê, onderwerp julle. Onderwerp julle. Liefdes, jy moet dadelik vanoggend hoor, vir hierdie slawe, hierdie bediendes waarna Petrus verwys, is dit iets wat hulle al te goed verstaan het in hulle lewe. Hulle was iemand se besitting. Hulle het aan iemand behoort en eintlik het hierdie eienaar alle beheer oor hulle lewens gehad, oor wanneer hulle mag opstaan, wanneer hulle mag gaan slaap, wanneer hulle mag eet, wanneer hulle ook dalk soms iets vir hulle self mag doen. En dan kom maak hy die skokkende stelling weer te sê, onderwerp julle. En ek kan myself net indink, wat sou die eerste reaksie dalk gewees het, werklik, is dit wat ek moet doen? Myself onderwerp, nog meer. Liefdes, want die skokkende daag vir hulle sou gewees het, as ek dan in Jesus Christus glo, as ek dan aan God behoort, waarom sal ek myself nog onderwerp aan menslike base, aan my eienaar? En dan kom sê Petrus iets baie mooi. Hy kom sê, dat as hulle nou lyding moet verdra, is dit genade van God. Amper so iets wat 'n teenstelling.
Eintlik, kom sê Petrus in 'n sekere sin, julle is magteloos, maar in julle magteloosheid het julle steeds invloed. Kan julle steeds die samelewing rondom julle beïnvloed. Geliefdes, want is dit nie wat Jesus kom doen het nie. Hy het homself eintlik in 'n sekere sin kom onmagtig. Onmagtig daar aan die kruis gehang, sodat hy in genade vir jou en vir my kan red. Homself in 'n sekere sin onderwerp aan die gesag van daardie tyd, sodat hy ook die lewens van ander mense kan beïnvloed. Liefdes, ek dink sommer onwillekeurig nou aan die gesprek tussen Jesus en Pilatus. Pilatus wat vir Jesus 'n klomp vrae vra voor sy kruisiging. En Jesus wat hom nie antwoord nie, hy sê eenvoudig, dit is soos u sê. Geliefdes, Jesus wat daar aan die kruis hang en ook magtig, almagtig kon optree en homself daar van die kruis af kon haal. En dan ook die mense voor hom kon straf en uit mekaar uit kon verdryf. Maar Jesus Christus het ook daar hang, magteloos, en eintlik elkeen van ons op 'n merkwaardige wyse kom beïnvloed. Geliefdes, dalk is dit waarna Petrus verwys. Natuurlik is dit so dat hy ook geweet het dat daar soveel mense is wat mag het in die samelewing waarbinne hy geleef het, en elkeen wat op 'n manier ook ander mense beïnvloed het. Dink maar net aan die keiser. Maar Petrus wat hier kom skryf, vir die slawe, vir die bediendes, vir jou en vir my, en kom sê, daar is soveel meer waarop julle moet let. Liefdes, en Petrus maak hier gebruik van 'n voorbeeld wat ek en jy al te goed ken. En dit is vertaal in die Bybel na om in Christus se voetspore te volg. Maar die Grieks sê dit vir my soveel mooier. Hy gebruik die woordjie hypogrammon. Hypo, onder, grammon, 'n verbuiging van grafo, om te kan skryf. Geliefdes, dink jouself in, en ek weet, het gaan dalk moeilik wees vir van ons ouer mense, en dalk moeilik vir van ons wat al vergeet het daarvan, maar as daar nou een ding is wat ek nog steeds baie lief is om te doen, is as ek saam met vriende gaan kuier wat klein kinders het, dan haal hulle gewoonlik vir hulle 'n inkleerboek uit, en al die penne lê daar voor hulle uitgepak, en begin die kind woes inkleer, en dit is oor die lyne, en dit is vreeslik, en mamma en pappa sê, oeg, dit is so pragtig. Met reg ook, want die kind kry het reg om in te kleer, en die kind kry het reg om te kan skryf. En dan kan ek myself nie keer nie, wil ek ook graag 'n pen, of 'n koutjie, of 'n kruit vat, en begin inkleer. Maar hoe ouer ek begin word het, hoe meer besef ek, hoe stimulerend dit vir my brein is, om binne die lyne te bly. Om netjies te kan inkleer. Netjies die klere te kan pas, ook op verskillende plekke. Dalk so ook, hoekom daar deesdae soveel volwasse inkleerboeke is. En hierdie woordjie hypogrammon verwys juis na dit. Geliefdes, Christus, wat reeds die lyne vir jou en vir my getrek het. En ek en jy wat net soos 'n klein kind moet leer om ook binne die lyne in te kleer. En dit is ook waar. Dit is nie altyd so maklik om binne die lyne te bly nie. Het is nie so maklik om binne die lyne te bly in ons lewe elke dag nie, want daar is soveel dinge wat rondom ons gebeur, wat ons oor die rand stoot. Wat ons as het ware oor die lyne en die grense wil stoot. Liefdes, maar Petrus kom sê, Christus het reeds die voorbeeld vir jou en vir my gestel. En ek en jy kan dit nastreef.
Ek en jy kan dit navolg. Hoekom? Omdat God in genade vir jou en vir my elke dag genoeg krag gee. Geliefdes, waarom kry hierdie teks soveel meer kleur? Wanneer ek en jy dit aan die hand van die voorbeeld van Christus verstaan. Dat selfs die bediendes, dat selfs die slawe, dat selfs ek en jy, wat eintlik maar in 'n sekere sin nog steeds gebonde is en verknog is aan 'n klomp wêreldse dinge, ook beïnvloed word deur amper die magteloosheid. Geliefdes, Jesus Christus het in jou en my lewe deel geword. Ten volle mens, maar ook ten volle God. En hy het homself onmagtig, sy keuse, sodat sy almagtigheid gewys kan word in ons lewe en in die skepping. Geliefdes, en wanneer Petrus bewus word hiervan, kan hy nie wag om dit ook aan ander mense te vertel. Petrus, wat ook in sy lewe gesukkel het met die konsep van gesag en van mag, maar wat besef het dat die invloed wat nodig is, dalk dikwels nie met mag gepaard gaan nie, maar dikwels is dit die sagte antwoord. Dikwels is dit die stil bly. Dikwels is dit die oor wat gegee moet word. Liefdes, ek en jy kan onsself dalk afvra en wonder oor hoe lyk ons invloed in die wêreld. En is dalk menslik om te kan sê, ek weet in elk geval nie, wat sal ek in elk geval 'n verskil kan maak in hierdie breë wêreld. Geliefdes, ek wil jou vanoggend motiveer, om daar waar die Here jou plaas, al is dit net in jou huis, al is dit net in jou gesin, al is dit net as deel van 'n kleiner gemeenskap, 'n verskil te maak. Liefdes, want dit is wat die Here van jou en van my vra. Nie om maar net klakkeloos alles te aanvaar en ook terug te sit en eintlik maar hande gevou te sit en te wag nie. Nee. Natuurlik om ook 'n invloed te hê. Al dink ons het nie mag nie. Want geliefdes, dan begin die koninkryk van God al verder en meer uitbrei. Dalk is dit belangrik om dit ook te hoor in hierdie tyd van die pandemie. In hierdie tyd waar die kerk se deure toe is, maar ek en jy ook op hierdie wyse kan saam lees en saam praat en saam getuig van God se liefde en genade. Dit lê nie in die groot geboue nie. Dit lê nie in die magtigheid nie. Dit lê juis daardie momente in ons lewe waar ons stil word. Waar ek en jy sensitief luister en kyk na die mense wat na die rande verskuif is. Om dalk 'n bietjie introspeksie te doen, stil te word, te besef dat ons soveel meer invloed het as wat ek en jy dalk partykeer dink of selfs wil dink. Geliefdes, dalk met hierdie laaste ding afsluit. Wanneer Jesus Christus vir jou en vir my 'n voorbeeld kom stel, dan doen hy dit nie vanuit 'n verhewe posisie nie. Dan doen hy dit nie vanuit 'n magsposisie nie, alhoewel ons weet dat hy almagtig is. Maar hy kom werk en woon tussen ons, hier op aarde. Dit is dalk jou en my taak. Dalk vir 'n slag so 'n bietjie van ons troon af te klim, van al die kennis wat ons het, afstand te doen. Geliefdes, dalk net op 'n manier mense se lewens begin beïnvloed op unieke wyse. Op so 'n manier soos wat Christus aan jou en my
'n voorbeeld gestel het. Geliefdes, my ervaring is dat dit nie so maklik is nie. Want ons doen nie so maklik afstand van alles wat ons het, of alles wat ons kan bereik nie. Maar mag ek en jy elke dag daarna bly streef, om ook dalk vir 'n slag. En die voorbeeld wat ons kinders vir ons stel, en die voorbeeld wat ander mense rondom ons stel, dan wie ons dikwels nie wil opkyk. Ek sal raak sien wat die menslikheid is. Ek sal raak sien wat dit beteken wanneer iemand sê, ek glo in God. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, ek dank u vir elkeen van u se inskakel, ook vanoggend op hierdie platform. Ek glo en vertrou dat dit met elkeen van u nog goed gaan. Geliefdes, ek het gehoor van lidmate van ons wat siek is, en hulle wat ernstig siek is. Ek wil graag vir julle sê dat ons julle in ons gebede opdra, en ook ons hand uitreik na julle toe, en ook sê dat julle enige stadium ook op ons kan staatmaak. Liefdes, ook aan Tian en Hannelie de Klerk, wat hierdie week 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons dink aan julle, en baie sterkte ook vir julle en julle gesin. Mag julle ook die Here se nabyheid ervaar.
Geliefdes, wat 'n lief aanbetref, baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar, ook elkeen wat vandag verjaar. Mag julle ook 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar beleef. Liefdes, en dan so van my kant af, wil ek graag ook sterkte sê vir die kinders, wat moontlik hierdie week al begin met skool. Ek weet, julle is al reeds aanlyn betrokke, hier in Midstream, by die skool. Baie sterkte vir elkeen van julle. Ek wil ook graag julle uitnooi, dat julle ook op ons YouTube kanaal sal gaan kyk na die video's wat opgelaai is, onder die kinderkerk. Kyk daarna, laat weet my asseblief wat julle dink, en sal ek graag ook so 'n bietjie terugvoer wil hê oor hoe dit kan werk, dalk in die toekoms ook. Liefdes, ons het binnekort ook weer 'n Vinkom-vergadering en ook 'n kerkraadsvergadering. Ons sien baie uit ook om te hoor wanneer die president gaan praat. Liefdes, sodat ons ook verder kan beplan vir die jaar wat voorlê. Ons moet seker elkeen erken dat hierdie 2021 nie so uitgedraai het soos ons gehoop het seker nie, maar is ons dankbaar dat ons steeds op hierdie manier kontak kan maak. En geliefdes, u het elkeen my telefoonnommer, u het ook die kantoor se telefoonnommer. Moet asseblief nie skroom om met ons in verbinding te tree as ons op enige wyse u kan help of as jy net wil gesels nie. Baie sterkte vir die week wat voorlê en groete.